Hier volg die rugby-nuus, net op Raadvat Rugby. Welkom by Rugby Nuus, waar ons met rugby-joernaliste gesels, reg oor die land, reg oor die wêreld. Vanaand gesels met Angus Opperman, Rugby 365 se eie man. Welkom terug Angus, lanklaas met jou gesels man. Ja nee, hoe gaan dit MW? Nee, ek kan nie kla nie. Dis nou al 'n tydjie al van ons gesels het. Ek het al begin dink, jy's nou al kwaad vir my. Jy wil nie meer my insigte hê nie, maar ek is daarom bly om terug te wees op die kanaal. Nee, jy praat nou absolute nonsens. Ek vra kort vir jou wanneer praat ons en dan kom jy oor jy het soveel werk en dit en dat nie aan. Nou dat jy my soos 'n bad guy likes. Nie waar nie. Ek wil graag met jou praat. En uiteindelik het Rugby 365 vir jou 'n bietjie van 'n breek gegee want Annelie is oor see saam met die Springbokke. En dinge gaan rof. Dit is besige tyd vir rugby. Vertel my gou-gou, praat nou van Annelie en die Springbokke. Afgelope naweek se wedstryd daar teen die Franse, dis dit uitgewerk soos jy verwag het? Ja, so binne die tyd vir Annelie op die oomblik. Ek seker sy gaan sy lekker moeg wees as sy terugkom Suid-Afrika toe, maar baie opwindend vir haar. Weet jy, ek en 'n vriend gesels voor die wedstryd toe sê ek vir hom, weet jy, behalwe Frans se agterste 3 nie een speler maak my bang in daardie span nie. En ons het gepraat van met hoeveel gaan ons wen. Toe sê ek vir hom 15 punte. Ek wens ek het letterlik my eie raad gevat en 'n bietjie geld opgesit. Toe sit wragtig wel 15 punte. So ek sal sê dit gewerk soos ek gedink het. Ek moet sê MW ek was bietjie senuweeagtig na die eerste helfte toe hulle 2-3 gaan druk het, maar weer eens en veral na die rooi kaart, maar die Springbokke se klas het maar net weer eens gewys hoekom hulle die beste span in die wêreld is en om daai tipe veranderinge te maak halftyd met Sia af, die ander man wat opgekom het, Andre wat op flank gespeel het in die scrum en in die losgemaal, of in die dryfmaal en dan weer op senter gespeel het. Kyk, mense het maar altyd verrassing gesê, hy druk bietjie die grense, maar op die oomblik sy eksperimente werk en dit het eintlik perfek afgekom vir hom. So hierdie Springbokspan, ek dink die mees vreesaanjaendste ding van hierdie Springbokspan is hulle kan nog beter. Die vraag is net hoeveel beter kan hulle nog gaan en dit is eintlik wat die wêreld moet kyk. Kyk, Eddie Jones het gesê hierdie Springbokspan is in 'n ander liga want dis 'n nadewedstryd in Frankryk wat hy gesê het wat die Springbokke kon regkry in Stade France in Parys is eintlik ongelooflik. En hulle het toe die wedstryd teen Japan en die een teen Frankryk soort van in konteks probeer sit. Hulle kon Japan 61 punte aanteken met 15 man wat 'n baie swakker span is en teen Frankryk kon hulle 32 punte aanteken met 14 man. Hy het self gesê daai span is in 'n ander liga. Nou dis Eddie Jones, jy moet alles wat hy sê met 'n knippie sout opvat, maar ek bedoel die ou weet daarom waarvan hy praat, né? Kyk, ek het baie respek vir Eddie om eerlik te wees. Behalwe nou die feit dat hy destyds die Stormers na 'n week verlaat het, maar behalwe dit, hy soms 'n bietjie naïef in wat hy doen. Kyk, sy benadering teenoor Australië het hy oorgevat het om klomp jong ouens te kies, het gebackfire. Dit was nou net nie die slimste idee nie, maar ek dink die bedoeling was goed wat hy wou gedoen het. Tydsberekening dalk nie die beste nie. Sy is soms bietjie naïef oor wat hy doen, maar hy is nie dom nie. Hy is 'n meesterbrein van afrigter. Ek meen, as jy terugdink aan daai tyd toe Engeland oorgevat het net na by die Stormers weg het, ek dink hy het die Nieu-Seelandse rekord van 18 toetse in 'n ry geëwenaar tot hulle verloor het en toe bietjie in 'n afdraande stryd te gaan het. Maar dis wat hy kan doen en dit is die tipe afrigter wat hy is. So ek meen vir Eddie om dit te sê, hy ken die Springbokke, hy het destyds saam hulle wêreldbeker gewen in 2007 en hy weet waaroor hierdie span gaan. Ja, natuurlik is 'n heel ander span. Dit is al die ouens wat nou destyds gespeel het is nou weg, maar ek dink baie van die DNA van destyds is nog steeds in hierdie span en hy weet presies wat hulle laat tik en nou is al daai wat vir hulle gewerk het met ekstra, soos hulle sê, 'n paar ekstra ties to your bow, bows to your ties. Ek is nie seker wat die Engelse gesegde is. Arrows to your bow. Arrows to your bow. Yes. There we go. Arrows to your... Ja nee, die ervaring praat mooi daardeur, maar met al die tipe dinge by met Tony Brown in die afrigtingskorps, jy sien hierdie span, Eddie Jones, hy maak nie 'n fout van hierdie span nie. Hy weet presies wat hy van praat en soos ek gesê het, hierdie span gaan nog hopelik baie groter hoogtes bereik as wat hulle so klaar sover bereik het al. Dag met Hendrik Cronje, 'n interessante artikel gepubliseer wat hy met Henning Gericke gepraat het. Onthou jy hy is by die Bulle, hy is die sportsekundige, hy was onder Jake White. Die Springbok is 'n sportsekundige van 2004 tot 2007. En die een ding wat hy gesê het is die Springbokke se kultuur is die ding wat hulle die meeste onderskei en dit is die feit dat hulle die feit dat daar Kiwi is en 'n Ire en met allerlei verskillende nasies in daai afrigtingsspan is iets wat help om die span te keer om te stagneer. Dis hoekom hulle die hele tyd innoveer en alles altyd iemand wat uit 'n ander hoek uitkom in die ou dae met Suid-Afrika was ons is alles Suid-Afrikaanse dit en Suid-Afrikaanse dat en jy raak natuurlik so 'n bietjie
amper ingeteel as jy verstaan wat ek bedoel, dat jy kry niets van buite af in nie, so jy stagneer, en dis presies wat die teenoorgestelde wat met die Springbokke gebeur. Dis die een ding. Die ander ding is, hierdie spelers speel almal vir mekaar, né? Hulle is dan 'n span wat saamgebind is onder daai, noem dit wat dit is, inspirerende leierskap van Siya Kolisi, 'n ou wat op die bank gaan sit in sy 100ste wedstryd, né? Dit vat nogal guts, en het dit gedoen. Wat sê jy van daai kultuur ding? Dis fenomenaal. Kyk, ek het nou onlangs Eben se boek gelees. Ek is nog nie klaar met die boekie, maar hy het gesê die Springbokke het nie nou 'n sportsielkundige nie, maar dit bygesê het hy sê ook, maar dalk is dit nodig omdat Rassie die span so goed opwend. So kyk, ons is nie daar en ek wens ek was maar behalwe Chasing the Summer ons gekyk het al twee van hulle. Ek wens ek was meer van 'n vlieg in daardie kleedkamers om net te sien maar wat doen hy presies behalwe dit wat ons op kamera sien, hoe hy manne so in lyn te kry, want dit is nie maklik nie. En kyk, as jy kyk na Engeland of Frankryk of enige ander land, Nieu-Seeland, meeste van die ouens, hulle kom maar meeste van dieselfde agtergrond af. Engeland sal die meeste klomp privaatskool ouens, Nieu-Seeland se ouens, maar meestal maar eiland ouetjies en hulle weet van selfs met Fiji en daai lande, maar hier het ons letterlik 'n mengelmoes van ouens wat verskillende agtergronde het, geskiedenisse, opbrengse. En tog as hulle daai groen en goud aantrek, as hulle is net soos een man, en hulle is net een man, hulle is een man, dit is letterlik 'n span wat gelyk is, en dit is awesome om te sien. So, kyk, ek weet nie wat Rassie reg doen nie, maar hy moet net aanhou met dit, want wat ook al vir hom nou werk, gaan nog baie, baie lang werk. En daai innovering wat jy van gepraat het, dink dis die mooi ding wat ons nou kan sien, want kyk, destyds, as ek dit nie mis het, hulle het vir Eddie Jones, destyds in 2007, Springbok, baie keer gegee en hy moes 'n gewone reënjas gedra het, want hy was nou nie 'n Afrikaner gewees nie. Vandag het ouens, ek sien nie ouens meer in daai baadjies baie nie, maar ek dink dis nou 'n ding wat Tony Brown en Jerry Flannery en al ons nie 'n baadjie kan kry om te wees Afrikaans. Hulle is verteenwoordigers in Springbok rugby, hulle is afrigters en ek dink daai klein kulturele dingetjies, dit maak eintlik 'n baie groot verskil in 'n span op 'n einde van die dag. Gepraat van daai kultuur, nou, toe Loot daai rooi kaart gekry het, nou. Kon jy eintlik amper soos van sien hoe daai ouens hulle kouse optrek en hulle hare kam en sê hierdie een gaan ons wen, nou. Wat dink jy het daar gebeur? Want om teen 14 man te speel teen Frankryk, dis wat ons gedog het die wedstryd van die jaar gaan wees en nog steeds dit reg te kry om 'n wedstryd so ver te wen. Neem maar net sommer 1 punt soos in die kwarteinde. Ek weet nie hoe dit op aarde nie. Wat dink jy die verskil was Andre Esterhuizen dat Siya kon afgaan, dat daai meesterskyf van Rassie nou uitgewerk het, daai slagtyd oor Barbarian Scrum, toe skryf ek nog op ons WhatsApp groepie, wat op aarde maak Andre Esterhuizen die Scrum, en hy het net verbeter en verbeter. Dink jy daai ding het ons gered, die feit dat Rassie die visie gehad het om daai skuif te maak en 'n hybrid speler in te bring? Ek dink daar's twee faktore. Die een is wat jy nou genoem het, beslis Andre se betrokkenheid tot dit. Onthou toe Jasper teen Italië in Port Elizabeth het daai toets gedoen het daai week. Toe hy daai rooi kaart gekry het, toe Rassie letterlik gesê, die ander eksperiment het eintlik vir hulle gehelp wat hy gedoen het teen die Barbarians 'n paar weke voor dit. Want hy het die calls geken, hy het al die sisteme geken van die voorspelers, so hy kon netlik daar uithelp. En hier is dit nou weer gesien, 'n paar maande later teen Frankryk. So dit is beslis 'n faktor gewees. Ek dink hulle het vir RG Snyman opgesit op daai stadium. Om vir Siya af te haal, ek sien nie heeltemal vir Rowan of altans. Yes, dankie. Ja, vir Rowan. Om vir Siya te vervang, dis natuurlik vir 'n lyn staan opsie wat baie sin maak. En dan daar's die sielkundige faktor en weer van 'n ander span wat jy dink hy het 14 man. En nou dink jy ek kan nou maak wat ek wil, ek kan hardloop soos ek wil. En soms raak mense bietjie, die Engelse woord nou, complacent, as ek dit nou kan noem. En jy dink, ja okay, ons is nou okay, ons gaan hierdie ene wen, ons is 'n punt voor halftyd, ons is alright. En as jy kan onthou in daai wêreldbeker finaal 2 jaar terug, toe in daai huddle van Chasing the Sun, toe sê, dit was Eben gewees, moenie dat 14 man vir jou laat dink jy gaan net wen nie, want ons is steeds so Seeland, hulle gaan kom vir jou, en het Seeland ook nie gekom in die tweede helfte nie. Kom ons wees eerlik, ons is dalk bietjie gelukkig, ek meen, sou Mohanger as daai skop verdoel het, sou Jody Barrett daai strafskop oorgesit het, wie weet wat sou gebeur het in daai finaal. En dis presies hoe naby Nieu-Seeland gekom het om hy beker te wen teen ons. So, ek dink, van 'n sielkundige oogpunt, spanne, as hulle teen 14 man speel en 'n man is van die veld af,
Ek dink dit is nie altyd hulle kan 'n ding in die kleedkamer sê, maar ek dink van 'n speler se perspektief af, dit kruip in die agterkop en jy raak 'n bietjie laks. Nie dat jy doelbewus te doen nie, jy raak 'n bietjie laks want jy voel die wedstryd moet makliker wees. Tot en iemand vir jou net 'n goeie hou in die gut gee, in die maag gee en dan besef jy, okay, hier het hulle nog gaan druk, ons is 8 punte agter en nou is daar 15 minute oor. Nou moet ek begin plan maak want hierdie span wat ek gedink het gaan ek wen met 14 man, is dan nou met 8 punte voor vir my. En skielik begin jy nou vermoëns te twyfel. En dit is die sielkundige deel van Frankryk wat hulle seker maar hulle toppie geklink het op einde van die dag. Ja, dit is 'n interessante ding daai wat jy nog sê toe Roan byvoorbeeld opgekom het. Een van Rassie se grootste sterkpunte is blykbaar sy beplanning. Hierdie ou beplan ons alles 17 skuwe vooruit. 4D chess noem hulle dit. 4-dimensionele skaak. Maar weet, dis vir my interessant dat hulle die ding so kan uitwerk. Nou, hoe oefen jy so iets? Weet jy, hoe werk jy nou? Kyk, kom ons verloor. Wat gaan ons nou doen? Jy weet, dink jy hulle werk dit in soveel detail uit? Kyk, as Lood afgaan gaan Roan opkom of as Eben afgaan, dan gaan ons vir RG opbring en dit en dat en die ander. Dink jy hulle daai scenario beplanning is regtig so haarfyn of is dit net soos vir 'n algemene plan dink jy? Rassie se ding altyd was as sy spankeuses kyk nou geskiedkundig gewys. As hy nou 'n span gekies het met sy 7-1 of 6-2 plaasvervangerbank, dan sal jy sien, okay, kom ons sê miskien Eben of Lood kresseer, dan is daar die opsie Pieter Steef kan nog steeds slot toeskuif. Hy kan 'n losfiets, hy kan miskien vir Kwagga opsit. Kwagga kan gaan opgaan op losverspeler en dan Pieter Steef gaan dan slot toe. Dit maak nie saak hier nou. So daai detail is daar. En ek gaan gewoon iets vinnig bysit, en dit is nog miskien 'n bietjie relevant, maar weet jy wie sal onthou nie destyds in die Waastie beker toe hulle hierdie ding gehad waar hy kan enige tyd kan die kaptein tydens die wedstryd vir die skeieregter sê hulle moet 2 manne afstuur en dan kan hulle 10-13 man speel vir 'n seker aantal minute. Ek dink is 10 minute. Sure. En ek onthou ek dink Maties het dit baie goed gedoen daai jaar, hulle het die beker gewen. Waar hulle die wedstryd beheer het deur daai tipe as hulle daai oorgekom het en dan het hulle net gespeel net pick and drive, net kort gespeel, geskop en dan weer kort gespeel die hele tyd. So ek dink afrit is 'n plan vir hierdie dinge. Ek weet baie kere sê hulle ja, maar ek het nog nie gedink gaan 'n rooi kaart of 'n geel kaart kry nie. Jy hoop dit gebeur nie, maar ek dink ouens soos Rassie hulle weet dat veral deesdae met hoe die wette gestel is. En hoe vinnig mense rooi kaart kan kry soos nou gesien het met Lood. Jy moet beplan vir die ergste wat kan gebeur. En as jy jou beplanning goed doen, soos hulle nou gedoen het in Frankryk, dan gaan jy dalk 9-10 keer nog steeds die wedstryd wen. So ek dink hulle doen dit nog steeds om seker te maak wat ook al gebeur, ons sal alright wees. Okay, Angus, ek het nou lekker gewonder wat het nou van Lood se verhoor geword. So toe ons hierdie ding opgeneem het, was die verhoor al 'n paar ure in die verlede en ons hoor geen sprak of sprook van enigiemand van rugby nie. So ek wonder wat in die gang is daar. Of hulle besig om te konkel in die ou vir 7 jaar te skors of wat ek al, wat dink jy? Nee, ek het nog niks gehoor van my kant af nie. Dit sal so seker baie later deur die dag nog kom, miskien later vanaand. Ek kan nou nog met aan Hendrik se onder ons sien dat JRC het ook maar 'n bietjie laat van 'n verklaring uitgestuur wat sy straf gaan wees of wat sy verhoordatum gaan wees. So dit's dalk weer 'n laat ding en almal wag maar in spanning. So ons sal maar sien wat gebeur later vandag. Ja, ek wonder wat gaan gebeur as hulle nou verloot gaan skors. Dan praat jy van daai scenario beplanning wat Rassie doen dat Jan Hendrik verloor in 'n skorsing, hy het vir Ox verloor in 'n besering, dan verloor hy ou soos Lood aan 'n skorsing. Jy weet, nou moet jy jou plannetjies begin uitwerk want jy het nog 'n ander groot wedstryd voor. Die naweek is Italië wat laasweek vir Australië geklop het, maak geen fout nie. Volgende naweek vir my, die tweede grootste wedstryd na die Franse is Ierland. Nou Ierland is nie meer wat hulle was nie, maar Rassie kon nog nooit wen in Ierland nie. Ja, dit gaan die druk bietjie opsit, né? Beslis, ek wonder nou afhangende van hierdie uitkoms van Lood se verhoor, sal hy dalk miskien 'n baie wilde call maak en vir Jean Klein terugbring. Hy ken daarmee ure 'n bietjie meer as die res van ons of die res van die span, maar hy het daarom vir Ierland gespeel op 'n tyd. Hy is by Munster, ek dink hy is beskikbaar. Ek is seker of hy op die kortlys is. Ek dink hy is beskikbaar. Ek kan nie of hy op die kortlys, Murat is op die kortlys. Ja, so dalk bring hy vir Jean Klein terug. Kyk, mens kan enige ding van Rassie verwag, maar ek seker as genoeg diepte. Kyk, ek toe nou nog teen Australië ook toe 'n paar manne seer gekry het toe het Pieter Steef sommer alweer op slot begin. Dis 'n opsie, daar's baie losvoorspelers, so ek dink nie hy sal sommer iemand oproep sou Lood geskors word nie, maar as hy iemand oproep, ek sal nie verbaas wees as hy vir Jean Klein inbring en miskien net 'n
hoe sê hulle upset the apple cart of all things. Ja, want ding is daar Bronco Monster is ook nog daar. Hmm. En ek weet sommer Morat is op die kortlys. Ek kan nou nie uit die face onthou wie's op die kortlys nie, maar ja, ek dink maak sin. John Klein is right there. Weet ja, maak eintlik perfekte sin. Ja. En ek dink hulle sou voorsien het om 'n slot te verloor aan skorsing, miskien 'n besering. Ja, interessante ene. Ek wil gou nog met jou ander onderwerp praat. Ek het jou al in die verlede aangeraak. Het gisterand het ek en Harry bietjie gesels oor Mani Libbok en Sasha Vanberg en Komazulu en ek sê vir jou om oor Mani te praat soos om 'n lewendige elektriese draad te vat. Nou, yes, die manne gaan vir jou skok. Ek is gelukkig 'n redelike Mani ondersteuner. Ek hou van Mani op 10 en Sasha op 15. Dis my gevoel. Maar wat dink jy van daai twee? Wat dink jy hoe lyk die toekoms saam vir daai twee saam vorentoe in die Springbokspan? Kyk, soos dinge nou lyk MB, ek wil nou nie sê Pollard is bietjie uitgedruk nie, maar ek dink hulle kyk na 2027 toe. So hy gaan dalk, ek praat nou van Pollard nou, hy gaan dalk meer van 'n mentorskap rol speel in daai wêreldbeker. En ek dink as ek kyk na Rassie se seleksie, die ou wat die meeste nou op 10 begin het hierdie jaar was, ek praat onder korreksie nou was Sasha gewees. So hy is nou eintlik sy eerste keuse loskakel. Hy gaan dit nie sê nie, maar ek dink van 'n persoonlike oogpunt af Sasha is die eerste keuse. Maar hy is 'n baie goeie impakspeler soos ons nou gesien het ook teen Frankryk en hy kan 'n wedstryd draai en met Sasha op 15, ek dink dis dalk die kombinasie wat ons dalk nodig het. Begin vir Sasha op 10. Ek stem saam met Sasha op 15 ook, maar nie vir 'n beginner. Dit moet Sasha op 10 wees, Mani op die bank. Skuif Sasha na 15 toe as Mani opkom, vervang vir Willemse of vir Fassie wie ook al agter speel. Afhangende soos hulle sê horses for courses situation. Maar ek dink daai kombinasie om 'n wedstryd net bietjie meer oop te maak, veral hier by die 55ste, 60ste minuut wanneer die wedstryd die geneigtheid het om oop te maak natuurlik en daai vaartspaks voorspelers begin die ander paar bietjie oordonder dan kan dinge vir jou werk en so vir Here het al gewerk. Al kan nie dink wanneer dit nie gewerk het nie. Ek meen kyk maar na Wellington toe Mani opkom en Sasha afgegaan het. Ek dink dit was vir 'n besering geweest. Ja, vroeg in die wedstryd. Toe Mani vroeg in die wedstryd het Mani daai wedstryd dikteer soos 'n dit was soos asof hy in die agterplaas speel saam met sy vriende. Dit was vir hom so maklik geweest. En ons moet nie vergeet hier, Nieu-Seeland se twee grootste losings het gekom teen die Springbokke en by al twee het Mani die loskakel gespeel. So hy weet beslis hoe om man in spasie te sit. Hy weet om man in spasie te sit, hoe om kyk daai dwarskoppies van hom oor die veld is altyd on point. Sy skopwerk is basies nou topgehalte. Ons het baie lank gepraat oor dit en dis hoekom jy gesê het hy raak aan 'n elektriese draad as hy oor Mani praat, maar dit kom van daai tyd af. Lyk of hy sy skopskoene uiteindelik gekry het. Hy is nou baie naby om, ek wil nou nie sê die perfekte 10 te wees nie, maar baie naby aan die volmaakte 10 te wees. Hy het letterlik alles in sy in his arsenal. En met ou so Sasha daarso wat iets anders bring, wat bietjie meer fisiek is, wat bietjie beter verdedig en meer na die lyn toe gaan. Dit gee jou twee opsies om te speel wat nodig is vir jou op daardie oomblik en op die dag. So kyk jy weer hierdie Springbokspan Rassie hulle bederf. Want ek glo nie hulle sou goed gedoen het, maar sonder hierdie twee manne sou 'n bietjie moeilik gegaan het in terme van wat hulle miskien wou bereik met hierdie toe in die bal filosofie wat hulle nou het. So ek dink in terme van loskakels na Pollard ons het altyd gewonder maar wie se next ou wat gaan opstep sal Mani dit kan doen. Hy het dit nou gewys, Sasha het deurgekom en net die wêreld in die brand kom speel. Kom 2027 en nou daar's nog ouetjies soos Jordan Hendricks. Ek weet nie wat die toekoms vir hom nou nie, maar hy is nog daar in die agtergrond. Miskien kom nog 'n nuwe 10 deur die volgende paar jaar. Wie weet. Kom 2027 sit daar 5 loskakels om van te kies. En dan is daar 'n Panari vir Rassie en sy afrigtingskorps. Ja, kyk, die een ding van Mani wat ek dink 'n bietjie van 'n swak plek is die feit dat hy bietjie klein is. Hy weeg maar 80 kg of iets is dit op die verdediging, maar jy maak 'n plan. Naas Botha het almal 'n plan gemaak, want jy wil hom op die veld gehad het. En dan die ouens om beskerm teen al daai duikslae en goeters en ek dink dieselfde met Mani gebeur. Maar ek dink ek sien saam met jou dat hy 'n impakspeler is. Wanneer die spel bietjie begin oopmaak, die ouens is moeg en sy die ou wat daai gaping kan eerste plek sien en om 'n tweede plek kan of vat of iemand in daai gaping kan insit en dis wat ons 'n goeie loskakel maak. Maar wat interessant is van Pollard, ek het nou 'n artikel gelees waar die mense sê waar in jou lewe, wat 'n span in die wêreld sal 'n loskakel wat in al twee die vorige wêreldbeker eindstryde op die veld was, toe die eindvlekkie geblaas het,
en hy is nie eens op die bank nie, hy sit in die paviljoen, né. Dit is nogal die waarheid. Ek dink jy's reg. Pollard gaan soos die spaarwiel word. Hy gaan seker die naweek neem ek aan teen Italië byvoorbeeld speel. Of miskien teen Wallis om die ander ouetjies 'n bietjie van 'n ruskans te gee, maar ek dink Pollard is nie meer naaste by die eerste keuse nie, maak geen fout nie. Ja, nee, beslis. Maar ek dink nie, kyk, Rassie sê altyd ons is 'n groep en hulle is nou 'n groep van wat 36 en hy het al lankal beplan al hy gaan speel in hierdie wedstryd, veral vir wedstryd. Hy het seker nog gesê, julle speel teen Japan, julle speel teen Frankryk, julle speel teen Ierland, teen Italië, julle speel teen Wallis. Dis natuurlik nou sonder skorsings en beserings aan ag geneem. So die man het al klaar geweet vir wanneer hulle gaan speel. Maar as jy kyk die wedstryde wat Pollard dalk kan speel, net nog genoem dalk Wallis en Italië, dis nou die soort van 'n swakker wedstryde. Ek is bietjie skrikkerig vir Italië. Hulle kan nogal, soos ons gesien het teen die Wallabies, hulle kan 'n man bietjie skrik maak. Maar ek dink dis nie asof hy nou 'n passenger nou teen Italië gaan speel as vir Pollard kies. Hy het 2 wêreldbekers gewen. Hy was op die veld gewees toe hy eintlik geblaas het. Ja. Hy is nog steeds 'n boba speler. Niks het verander nie. Daar het net nuwe talent deurgekom en dit is maar hoe die siklus werk in sport en jy gaan altyd jou goeie jare hê en Pollard kom nou vanaf 2014 aan, al is nog 11 jaar in die stelsel en dan gaan nuwe ouens deurkom. Die Springbokke se filosofie het verander hoe hulle wil speel. Pollard is, kom ons wees eerlik, hy is nou nie regtig aangepas vir dit. Hy het self gesê ek kan nooit soos Manie sulke aangee gee en hy lang aangee van Manie. Hy het self gesê ek kan dit nie doen nie. Dit is Manie se werk. Hy het sy sterkpunte. Hy kan die lyn toe vat. Hy kan goed paal toe skop. Hy kan uitgee, maar nou nie so goed soos Manie nie. En hy kan goed verdedig. Hy het sy sterkpunte. En daar's 'n plek vir hom in die span. Dit is maar net weer eens soos ek gesê het vroeër, horses for courses. Wanneer gaan jy vir Pollard kies? Het jy hom nodig vir 'n tipe wedstrydplan wat jy wil speel? As hy vir Wallis wou gespeel het, die Wallis van 2019 wat jy net wil wurg basies. Jy gaan nie vir Sasha en Manie speel. Hy moet wel hardloop. Hy gaan vir Pollard kies want hy verstaan daai konsep van jy moet vir hulle letterlik moeg skop tot hulle die fout maak. So dit is maar net 'n geval van wie is die beste vir die job op die dag. Right, die volgende koers, as nou oor die horses praat, is Italië die naweek in 'n groot sokkerstadion. Ek het nie heeltemal vreeslik opgewonde oor hulle daar gaan speel. Wat verwag jy vir die Springbokke? Rassie het nou weer in sy sou maandagooggend die span aangekondig het, nou weer uitgestel na donderdag toe. Nou wonder ek hoekom doen hy dit nou deels? Daar's seker oor gewonder en ons tog dalk is daar 'n besering hier of daar, maar ek weet nie jong. Ek kan verstaan jy bietjie wil kopspeletjies speel met die Franse. Maar met Italië, wat dink jy? Wat verwag jy van hierdie span wat Rassie gaan aankondig donderdag? Ek verstaan ook nie as jy die media skedule kry op 'n Sondag aand en dan sien jy môre se span aankondiging en dan weer kry jy 'n donderdag. So ek weet nie waar aan gaan nie. Ek wens ek het antwoord op dit gehad. Ek kan beslis sê ek verwag, ons het nou genoem van Pollard, hy sal speel, Ben Jason. Al hierdie, wel is dit die French ouens nie, maar die manne wat nou nog nie gespeel het nie, ek dink hulle gaan nou 'n geleentheid kry met 'n sterk bank en 'n paar ouens in sleutelposisies in. So ek sal nog steeds sê dalk sal ek dink miskien sal Malcolm Marx nog steeds begin. Hulle sal nog steeds sterkste te kies. Miskien sal Eben rus en sal hulle dalk vir Franco Mostert op slot sit, 'n paar skuwe maak in die pak en miskien Pieter Steef bietjie van 'n ruskans gee. Ek kan nog genoem Ben Jason opsit. Dalk vir Krappies laat begin saam met Polly en miskien vir ek weet nie vir Kobus op die bank sy het nou goeie tyd gehad al en vir Grant miskien uitlos of vir Grant op die bank los. Dalk vir Grant begin met Pollard, wie weet, hulle het 'n goeie kombinasie saam. Ethan Hooke miskien op buite senter, daar's bespiegelinge rondom dit. So ons gaan 'n paar veranderinge sien. Ek dink daar sprake van op 13 vir Ethan Hooke. Wie gaan binne speel? Dalk Willemse op 12. Miskien gaan Sasha op 15 speel op hierdie ene, wie weet. Ja, maar daar's net een heel agter nou, is net Willemse. Een is heel agter. Korrek. So ek sal sê dalk is daar 'n paar veranderinge wat kan kom in hierdie span in. 'n Paar ouens wat inkom, 'n paar manne wat geskuif gaan word posisioneel, maar nog steeds 'n baie sterk span wat gekies gaan word. En kom ons wees eerlik, elke op daai Springbok toer in die Springbok groep op die oomblik en ek praat van die manne wat nie eens nou in hierdie groep is nie, in Springbok prentjie moet ek sê. Die een van hulle is swak spelers hier. Hulle kan enige man inbring en dis fyn. So daar gaan roteer word en dis met geen respek aan Italië nie, maar net om die manne vas te hou, want daar's 'n groot tyd in Ierland volgende week. Ja, ek verwag dieselfde. Ek dink daar gaan 'n paar veranderings wees. Ek dink 'n paar manne soos Jan Groblaar gaan begin en ek dink Marnus gaan dalk 'n kans op die bank kry.
Jy weet 'n ou soos Wilco kan ook begin. Die groot ding is wat ek sê daar heel agter wat net Damian Willemse is en hy was nie op die beste vorm laasweek en na daai wedstryd teen in Wellington was hy nog nie heeltemal dieselfde speler gewees nie en ek is bietjie bekommerd oor ons diepte dalk as jy sê dalk moet hulle vir Sasha daar begin dalk weer vir Colby opsit maar moet ook oppas dat hy daai ou nou nie oorspeel nie. En ek moet sê, wat het jy gedink van Kurtley Arendse die afgelope naweek? Hy het vir my 'n bietjie gelyk of hy 'n paar meter verloor het, spoedgewys. Dink jy is maar 'n bietjie uit vorm uit na die besering of verbeel ek my? Ek het ook nie so na gekyk nie. Ja, ek het nou by hom verbygehardloop. Ja, actually is reg, to be honest. Dalk 'n bietjie spoed verloor, maar soms gebeur dit as 'n mens van 'n besering afkom, jy is nog nie op jou volle vaart nie. En dit is maar natuurlik, dis 'n menslike ding. Jy kan gewoon als dit my korpwedstryd fiks uit. So dalk was hy 'n bietjie verroes geweest. Hy het teen Japan baie goed gedoen, maar dit is nog nie die beste span om nou regtig teen te speel. Hy het die speler van die wedstryd gekry in daardie wedstryd in. 'n Paar drieë gedruk, maar as ek die statistiek mooi onthou, het hy toch 3 balle verloor. So ja, hy is nog okay. Ek dink as fout met hom, hy is nog steeds 'n baie goeie speler, maar ek seker sy vorm sal terugkom en hy sal weer in sy ou debuutsetting sal wees wanneer hy weer 'n paar goeie wedstryde agter die blad gekry het. Wel, ek gaan net vir jou vra om 'n voorspelling te waag. Weet jy lyk die span nie. En Italië het laasweek Australië gewen soos ons wel gesê het. So ek kan nou nie te veel sê voor ek nie die span gesien het nie. So ek vinnig met jou oor 'n paar ander goedetjies praat. Jy is 'n ou wat daar groot gejuig gemaak van die feit dat jy 'n Stormers ondersteuner is. So, wat gaan aan by die Stormers? Wat's in die water? Jy weet, is dit nou Laventel of wat drink hulle want hulle speel skielik heeltemal ander tipe rugby of is dit maar net 'n bietjie swakker opposisie gewees? Harry kyk hier na dat ek kan hoor dat ek 'n bietjie geroer het hierso. Wat gaan by die Stormers? Dit lyk goed. Ek sal nou nie Lens 'n swak opposisie noem en 35 punte gee nie. Maar jy moes daai een kry, ek hoor jy. Ja, nee, maar om eerlik te wees, Dabo het genoem, hulle gaan 'n paar dinge verander en wat ek agtergekom het, hulle skop bietjie meer, maar hulle wyk nie af van daardie teenaanval tipe van 'n mindset of approach nie, om dit so te noem. So ek dink hulle het nog steeds daai mentaliteit van ons moet 'n bal hardloop wanneer dit aan is. En ons het tot vervelings hieroor gepraat in vorige episodes. En dis nou wanneer die Stormers oor see toer. En ek het my frustrasie uitgespreek oor hoe hulle net jy weet enige bal wil lig gee in die kondisies in die veld, die 4G pitches laat nie toe voor nie. Ons het in Benetton gesien, hulle het van agter af teruggekom. Gewoonlik sou dit nie gebeur het nie. Maar dis omdat hulle baie meer taktiese benadering het, nie net bal in hand nie, maar van die skopvoet af of van die voet af. 'n Baie beter skoptaktiek het. En as ek dit nie mis het nie, het hulle iemand ingekry om 'n bietjie meer, ek weet nie wat die rol is nie, maar meer die kick to pass ratio uit te werk, om dit so te noem. So daar is 'n paar veranderinge. Verdedigingsgewys moet ek sê, hulle is baie goed. Ek meen, hoeveel drieë gedruk, 4 afgestaan. Ek dink dit amper, seker op hotel vir 3, ek dink 16 of 17 drieë gedruk. Dit kan dalk meer wees, net 4 afgestaan. 2 spanne 0 gegee. Ek weet wat Scarlets en vir Leinster, en dit was een van hulle was oor see gewees, so iets doen hulle reg. Maar die groot toets gaan wees wanneer die ORC hier begin en dis Stormers teen Munster, die 2 onoorwinne spanne, albei gelyk op punte. En daai 2 groot wenne het natuurlik vir die Stormers daai groot punte voorsprong gegee en natuurlik hoe min punte hulle afgestaan het ook het dit gehelp. So Stormers kon nog nooit in Limerick wen nie. Dit is die een ding. Hulle kon Munster nog een keer klop en dis 'n liga wedstryd gewees in 2024, vroeg in 2024 se seisoen. So ek dink daai wedstryd gaan 'n waterskeiding wees. As hulle daarin kan wen, dan staan hulle in 'n baie goeie posisie om ten minste top 4 te maak teen die einde van die seisoen. Onthou, hulle het nog net 2 tuiswedstryde gespeel, hulle het nog 6 oor en jy weet hoe die Stormers by die huis is. Hulle verloor nie sommer maklik daar nie. So jy kan ten minste vir jou regmaak om 5 van die 6 te wen by die huis. Het al klaar 5 agter jou naam, ons praat van 11 wenne, min of meer. En dalk miskien nog 1 of 2 in Suid-Afrika ook wat weg is. Wie weet, dalk sit dit top 3 of top 2 eindig. Miskien eerste op die winnelys, want Leinster is nog bietjie 'n panarie in. So ek wil nou nie te veel van 'n brawe voorspelling maak nie, maar ek sal ten minste sê hierdie jaar, ons die laaste 2 jaar 50 eindig. Ek sal sê hierdie seisoen altans ten minste 4de vir 'n tuiskwartfinaal. Nou kyk, daar 6 wedstryde wat julle speel, een natuurlik in die Bulls, julle gaan hom verloor. En die ander wedstryd is op Loftus, julle gaan hom ook verloor. So. Kyk,
Kyk, jy het lucky geword met Clayton se miskop en toe weer as jy op belofte 'n paar weke nou dit. Clayton is nou Bloemfontein toe verban. Kyk, daai net nie weer 'n stomme stry gesien nie. Kom ons wees eerlik. So. Ja nee. Hulle kan nie kwaad. Laaste wedstryd gewees. Arme. Ek het net jammer gekry. Ek was by wedstryd gewees. Ek het net jammer gekry, maar dit is onverskoonbaar gewees. Ek nou ek het nog voor Suleiman Natsenberg het agter my gesit en toe Ben Jason gaan druk toe ry ek om toe sê ek vir hom, "Jessie, amper dink ek ons verloor teen die manne." En ek draai om en ek kyk en ek sien maar hier gaan die vlagman se vlag nou nie op nie. Toe sê ek, "O ja, nou is dit nie moeilikheid. Daar's 'n paar sekondes oor te verloor is die wedstryd." Shame. Yes, dit was 'n slegte een. Maar hoorie, kom ons praat gou oor die Sharks. Wat hoor jy van John Plumtree se plaasvervanger? Almal vra my, ek weet nie, ek sien naby in die Sharks nie. Het jy enige nuus vir ons? Ek weet nie of 'n plaasvervanger gaan kom nie. Ek kry so 'n gevoel dalk gaan Neil Paul se rol verander miskien na afrigter toe. Ek dink Plumtree gaan klaarmaak natuurlik einde van die seisoen, maar hy gaan in 'n ander rol beweeg. Hy gaan nie weg van die Sharks af nie. Hy gaan nie die hoof agter wees nie. Maar weet jy wat MJ, die Sharks het hulle eie probleem geskep deur letterlik 'n span te wil koop en nie goed genoeg beplan het om hulle volgende ouens deur te bring. En dit is waar die Bulle en die Stormers bietjie meer van 'n ewe knie het. Die Bulle en die Stormers kon daarom sê ons kan ons spaar ons 5, 6, die Bulle het nou 9 Springbokke, die Sharks eintlik nou 7, groot of nie, en die Stormers het nou 5 of 6. Maar daai groot name, hulle kom terug van 'n Springbok toer af. Hy gaan een wedstryd speel, hulle het iets soos 16 manne, 17 manne in daai hele squad gehad. Dink jy as 'n speler hewe nou seer kry vir 'n Springbok toer, gaan jy alles gee ten alste, jou liggaam op die spel sit, dan seer kry en dan die Springbok toer mis. Ek dink die eerste fout wat hulle gemaak het was om daai span te kies wat hulle gekies het, maar ek verstaan ook na 'n paar verlore is dit desperaat om net eers 'n wen te kry. Jy wil eintlik amper 'n wen koop al. Maar die Sharks se benadering tot met Springbokke kry of Springbokke koop en net dink hulle kan wen, dit is eintlik verregaande. Leinster is nou op pad om nou self miskien 'n bietjie daai selfde noodlot te kry of oor te kom. Ek dink jy kort letterlik soos, en ek weet dit is so finansiëel ook natuurlik 'n ding. Spanne soos Toulouse en daai ouens, dis spanne letterlik kan sê, okay, ek gaan nou soveel manne aan die nasionale span afstaan, maar hier is nog 'n hele groep spelers wat so ver van daai man af is en nog steeds die job kan doen. By ons, by die Sharks altens, ek praat op Suid-Afrikaans daarop, as ek sê ons, jy het jou Springbokke en dan is daar jou manne wat 'n bietjie jaar hier gespeel het en 'n paar van die manne wat in die Karibeker hulle debuut gemaak het. Hiring to nothing. Daai manne is nie reg vir hierdie vlak nie. Maar die Bulle en die Stormers weer, hulle daarom ouens wat kan sê, okay, maar ons het 'n bietjie jaar hier gespeel vir 2-3 jaar. Kyk die Stormers, hulle het ouens so Sinatla en Fazas en Ruan Nel. Dit is ouens wat lanka is. Maar vir die Sharks is dit ons het hier groot spelers, great, groot name en na dit wat nou? Niksie. So ek voel vir John Plumtree. Ek dink hy is heeltemal sy skuld nie. Ek dink is net hulle struktuur van hoe hulle dinge doen is bietjie verkeerd, hulle benadering. En tot en met hulle daai balans gaan vind, gaan hulle nog vir baie jare sukkel. Ja, ek praat eintlik van daai, hulle het nog sê hulle gaan 'n konsultant inbring om vir Plumtree by te staan, maar eintlik wat sê hy word nou gesideline en hierdie ou gaan nou 'n soort van oorneem. En dit gaan onmiddellik gebeur of basies onmiddellik. Ek wonder net wie se kandidaate, kan nie Jimmy Stonehouse wees nie. Ek bedoel hy was mos geoormerk om te kom help by die Sharks, maar ek bedoel hy gaan nie ou kan wees wat vir John Plumtree kan sê doen dit of dat of die ander nie. Ek persoonlikheidsgewys kan hy dit definitief doen, maar ek glo nie hy sal die regte keuse wees nie. Nou ek het natuurlik 'n klip in die bos gegooi en sê wat van 'n ou soos Jake White. Maar ek is omtrent gekruisig geweest daaroor. Wat dink jy? Nee, ek dink na Jake se laaste outing met die Sharks, ek weet nie. Ek weet nie of Jake dit weer sou wil doen nie, om eerlik te wees. Dis al 12 jaar terug man. Ja, dis baie ja, dis lank terug, maar ek dink Jake sal dit weer wil doen nie. En ek dink sy hardloop by die Bulle om eerlik te wees. Ek dink hy sal sommer gou weer na die Sharks toe wil gaan. Hy het baie by die Bulle gesit en kom ons wees eerlik, Jake het 'n baie goeie job gedoen. Hy het baie Springbokke gewerf. Daar het goeie manne deurgekom wat nou speel wat nog seker wêreldbekers gaan wen. Maar ja, in terme van die Sharks, ek dink ek gaan terugkom na my punt toe en weet, dit is meer as net 'n afrigter. Dit is 'n benadering. Dit is hoe jy jou struktuur gaan hê van jou spelers. Jou tipe hierargie as ek dit so kan noem. Dit is net nie daar nie. Dit is moeilik. Ek meen,
jy kan nie so ploeter nie. So wie ook al gaan oorvat en watter kapasiteit of rol dit gaan wees, hy moet haar op sy tande hê. En in terme van Jimmy Stonehouse, ek dink hy's in 'n baie goeie ou vir die job. Hy sal daai spelers hy sal hy maar onder hulle gatskop. As hy maar nie laat is vir training, gaan hy nog 'n ekstra lap om die veld daar te loop. Jy en ek weet altyd wat Jamie al gedoen het met sommige baie belangrike spelers wat van kuier het die aand vir die tyd, né? Gedog hy's te groot vir die span, sê Jamie vir hom, vat so my maat. Ja, is dalk wat hulle nodig het, ou wat kan gatskop. Maar dis presies wat hulle dalk nodig het. Dalk is die kultuur nie wat dit moet wees nie. Ons gaan terugkom na die Stormers se kultuur toe waar dit great is nou op die oomblik. En sonder my ou se naam te noem, ek het 'n goeie vriend van my het kom kuier nou die aand. Hy speel vir die Blitsbokke. En hy het vir my gesê hy was by die Stormers al en hy was by die Sharks al. En hy het vir my gesê van 'n kulturele oogpunt, dis chalk and cheese. Die Sharks kom nie naby die Stormers se kultuur nie. So dalk is dit ook net die ding. Die kultuur in die span is net nie waar dit moet wees nie. So ja, ek weet nie wat presies daar aangaan nie, maar hulle moet hulle dinge uitsorteer want dit is nie 'n goeie kyk op Suid-Afrikaanse rugby nie. Maar jy het gepraat van Jake White, jy het gepraat van kultuur en jy weet alles wat beloftes gebeur het. Ons weet almal. So wat is die gevoel daar by Rugby 365 oor die bulle, gaan hulle dit kan omdraai, gaan hulle is Jan nog besig om sy voete te vind, dink jy hy gaan vir 'n nuwe paar hulpofficers moet inkry noodgedwonge om sy eie stempel te kan afdruk? Wat's jou gevoel wat aangaan met die bulle? Ek kan nie namens 365 praat, ek kan namens myself praat. Ek dink en jy weet jy wat, en dit is maar die ding, as jy nog destyds dink aan Alistair Coetzee ook, hy moes ook maar net vat wat hy gekry het. Ek dink enige afrouter wat inkom in 'n span, hy wil sy eie mense hê. En ek weet nie of dinge nog 100% by die bulle is heeltemal tussen hoofafrouter en die assistente nie. Ek spekuleer, ek insinueer niks nie. So ek dink tot en met daar 'n tipe van 'n band en vertroue gebou gaan word tussen daai ouens, gaan dinge nie te great gaan nie. Die bulle doen goed op die oomblik tot op 'n mate, maar hulle kan baie beter doen. En ons albei weet dit. Verdediging is 'n baie groot probleem. Die bulle lek hopeloos te veel punte in 'n wedstryd in. En was dit nie vir 'n laaste 3 teen Leinster of miskien 'n broodnodige laat strafskop om teen Connacht of 'n verbroude strafskop of was dit 'n conversion gewees? Ja, was 'n conversion. Conversion gewees. Dit is nog steeds kommerwekkend want jy wil nie in 'n groef kom waar ek voel nog okay en ewe skielik kom jy in die middel van die seisoen 'n paar man is beseer, ewe skielik as 'n man op Springbok toere en nou sien jy jou alie nie. Want nou begin al daai klein foutjies wat jy nou so ver toegepluister het, hulle gaan daai krake gaan nou begin wys en hulle gaan nie net wys, hulle gaan groter word. So ek dink die bulle, hulle moet nog hulle voete vind in die afrigtingskorps. Ek dink daar moet dalk bietjie meer van 'n band en vertroue gebou word tussen hoofafrigter en sy assistente. En sodra dit okay is en hulle het hulle blou druk wat hulle wil speel onder Ackerman. Ons weet Ackerman is 'n man wat lief is om die bal bietjie lig te gee wat great is. Maar dit moet gebalanseer word met goeie verdediging en dis dalk die ander issue. So dit gaan vir hulle 'n bietjie van 'n tyd vat, maar ek dink as Ackerman en sy assistente op dieselfde bladsy kan kom, kan die bulle definitief nog steeds hierdie jaar 'n tipe van 'n finalisspan wees. So ek sal nie vir hulle afskryf nie. Ja, ek kan nou die bulle afskryf. Almal daai klomp talent in daai span nie, maar Jessie. Ek is bly ek nie Jan Ackerman nie. Jy weet, om so 'n kort kennisgewing en so groot span in te stap, nee, daai druk moet ongelooflik wees. Ek moet sê, ja. In 'n geval, Angus, dit was baie lekker man, bietjie met jou te gesels, weet. Dankie vir die tyd wat jy vir my gemaak het. Ek waardeer dit en ek gaan nou daai beloofde bier drink, okay? Ons kan daarmee oor praat. Nee, ek gaan maar dieselfde doen. Is nogal taamlik warm hier in die Kaap. Jy kan sien ek is nog 'n bietjie kort gekap en alles. So ja nee, lekker om te gesels MB. Dit was great geweest soos altyd. Ek het dit baie geniet en tot volgende keer. Dankie man. Jy sien ek dra 'n trui so wanneer dit reën katte en honde in die Kaap is. Ag in Pretoria. So ek in die Kaap is en jy's in Pretoria. Ek weet nie wat hier aangaan nie. Maar nou ja, laat op nat gereën vanmiddag. Dankie Angus. Dit was lekker man.